Is vanoggend ingeskakel hier saam met ons by Live FM 100.6 FM Klerksdorp, 98.1 in Potchefstroom. Barbara Pyn saam met jou en saam met ons vanoggend kuier Johan van Rensburg. Johan met 2 N'e en 'n baie gewilde aanbieder hier by ons wat baie mense vra vir my, wanneer kom Johan weer? Hy het altyd baie interessante inligting en ons sien vanoggend uit daarna om te hoor wat jy vir ons gaan vertel. Hallo Barbara, baie dankie en ja, dankie vir die mooi woorde en ek hoop ek het daarom iets weer vandag wat ek kan verder gaan waar ek Desember maand mee opgehou het, maar baie dankie vir die uitnodiging andermal. Ons sien uit na jou boodskap. Ons gaan luister na musiek en dan kom ons terug. Is vanoggend ingeskakel hier saam met ons by Live FM 100.6 FM Klerksdorp, 98.1 in Potchefstroom. Saam met my kuier Johan van Rensburg. Hy's 'n meganiese ingenieur en hy doen baie interessante ontledings oor sekere dele van die Bybel wat vir ons altyd baie verrykend is. Johan, ek wil jou graag aan die woord stel. Jy kom hier uit die Vrystaat. Jy's 'n Vrystaatboer. Ja, my pa en ma, ons het geboor in Winburg, daar in die middel van die Vrystaat, baie geskiedkundige dorpie, daar groot geword. Maar van daar af het ons maar ma en pa en 4 kinders, het ons elkeen maar ons rigting het ons gaan volg en doen. Ek het nie gedink ek sal in hierdie wêreld eindig nie, Ja. maar baie dankbaar en baie gelukkig met waar ons is en wat ons bly en die omstandighede wat ons geniet. So ja, maar daar groot geword. Johan doen groot werk vir Sasol, hy's 'n meganiese ingenieur en hulle doen groot projekte wat ek my mond hang oop as ek luister wat hulle alles doen. Johan, jy's getroud met Adrien en jy het 2 kinders, nee? Ja, Adrien, sy's 'n maatskaplike werker en 2 kinders, Caroline, sy's in die kunste, sy's 'n meestergraad in die kunste en sy is al besig met die feeste en baie direk betrokke by die bepalings en die reëlings van sy Vrystaat en dan KAK&K, so dit is haar wêreld. Johannes, hy is ook 'n ingenieur. Ek sê daar's verskillende ingenieurs. Ek is meganies, dan spot ek altyd. Daar is maar altyd soos 'n beroep is daar nou maar hierdie sal ek nou maar sê chirping tussen die beroepe. So ek sê maar ek is bolts and nuts. O ja. Die elektriese ouens is die volts en die amps ouens. Nou my seun is nou 'n rekenaar elektronies, so hy's 'n millivolts en milliamps. So ja, dit is waar ons is. So elkeen het sy eie spesialiteitgebied. Ja. Jy het vandag vir ons 'n baie besondere boodskap saamgebring en ek gaan jou sommer aan die woord stel. Baie dankie Barbara. Verlede keer, Desember maand, het ons gepraat oor kleur en ek dink kleur, ek het 'n redelike belangstelling in die simboliek in die Bybel. Ek hou nie op praat oor getalle nie en kleur en die simboliek en die openbaring simboliek wat vir my besonder is wat vir mense 'n ander perspektief of 'n ander dinamika van die Bybel gee. En ja, ons het nou gepraat oor kleur en spesifiek die kleur wat belangrik is in die Advent en Kersfees. En as die luisteraars onthou, ek het geëindig met die kleure van die 12 stamme van Israel en as jy kan reg onthou, het ek geëindig met 2 name wat nie alom bekend is nie, die Urim en die Thummim, wat die 2 klippe was wat ook deur kleur gebruik is en ek gaan bietjie daarby vandag verder aangaan. So as ek vinnig dan kan net so sê, kom ons gaan vinnig terug oor die kleure, wat belangrik is van die kleure en hoe dit inpas, en dan gaan ek verder van, maar toe ek nou klaar is en toe jy vir my vra, ek moet nou weer praat, toe sê ek, weet jy, dis eintlik agterste voor wat ek doen, want jy kan nie kleur sien of jy kan nie kleur onderskei as daar nie lig is nie. Ja, so daar moet lig wees. Daar moet lig wees, en toe het ek nou gegaan en ek het nou vandag se gesprek, het ek nou heeltemal oor lig gegaan in die toepassing en waar die lig in die Bybel inpas, en ek moet vir jou sê, en hoe ons lig moet wees, nee. Ja, en die ongelooflike reis wat dit vir my was, van goed wat jy gedink het jy verstaan, maar nou gaan
gaan jy delf bietjie en jy kom op totale ander perspektiewe, totale ander insigte wat jy kry van waaroor lig gaan en regtig hierdie was vir my 'n ongelooflike reis met die Here om op so 'n klein woordjie, 3 letters Lig. te sien hoe eintlik groot lig is. Maar kom ons gaan waar ek opgehou het. En kom ek begin met weer belangrike kleure in die Bybel. En as ons by Openbaring kom, tot daar is kleure is baie prominent. Daar is dit die grys perd en die wit perd en die swart perd wat daar uitkom. Maar die kleure in die Bybel in Kersfees is meer die prominente kleure. Kom ons noem 'n paar van hulle. Rooi. Wat is rooi? Rooi is bloed. En dit is die beeld en die boodskap van ons is losgekoop met die bloed van Jesus. Wit is rein gewas, dis skoon, dis die heiligheid. Pers is konings en priesters. Met ander woorde, dit diens in koning. En as jy nou vandag gaan en jy kyk na die Britte, na die monargie, die pers is baie prominent as deel van hierdie. Koninklik. Dan groen is lewe, of dit is nuwe lewe wat ons in die Messias het, nuwe lewe wat ons in Christus het. Dan kom ons by blou is genade. Ons is gered uit genade. Dan kom ons by silwer. Silwer is gered en verlos, en ek dink die eerste simboliek wat vir my opgekom het by die silwer is ons by die nagmaal sit. Dan sit ons met die teken van wyn en bloed en ons sit met die beker en dit is alles silwer. So dit is waar die silwer ook dan konkreet mense dit kan sien. En dan kom ons by goud. Goud is die godheid. Dis die verkondiging van die glorie van God, dit is die verkondiging van sy genade, maar dit is die godheid wat die goud is. Geel is fees, ons vier fees. Oranje, dit is die Heilige Gees, dit is die uitstraal in die uitstort van die Heilige Gees. Dan pruim, dit is rykdom in oorvloed wat dit gaan. Maar dan is daar swart. Swart is 'n kleur wat mens nie moet onderskat nie, en swart is dalk 'n negatiewe kleur, want dit verwys ook na die verkeerde, dit wys na die dood, dit verwys na die sonde. En as ons kyk na swart vandag, en ons kyk na die regssysteem, die regsmense het almal swart aan, met ander woorde, hier gaan 'n oordeel kom, jy's reg of jy's verkeerd, dit is mag, en daai mag kan dan vir jou positief wees, of dit kan vir jou negatief wees. So dit is in kort die kleure wat belangrik is. Maar kom ons gaan terug na die stamme van Israel, want ons het daaroor ook gepraat. En as jy kyk na die hele Josua in van waar hulle oor die Jordaan gegaan het, in Gilgal, en waar hierdie hele intog in Jerusalem, in Kanaan begin het, die rol van die hoërpriester. Ek meen, ons het die tabernakel, die 3 dele van die tabernakel en die ark, en al hierdie goed is prominente instrumente wat deel was van hierdie proses. Maar toe kom hulle nou, en nou is dit die land Kanaan, en hierdie land moet verdeel word, en daar's 12 stamme. 12 stamme wat verdeel word. Wat verdeel moet word. En die hoërpriester het 'n kleed gehad, wat hy om hom gehang het, en die kleed het 12 edelstene gehad, en die edelstene het elke stam verteenwoordig. Kom ons gaan vinnig deur hulle. Juda was rooi, en die edelsteen was karnieul, dan is dit Ruben, dit was helder groen, dit was karbonkel, ek weet karbonkel is 'n edelsteen nie. Dan is dit Gad, wat kristalwit was, en dit was jaspis, was die edelsteen. Aser was parelwit, onyx. Naftali was rooi-bruin, sardonyx, dit is die edelsteen. Dan Manasse, kristal, wat agaat was. Simeon was helder blou, safier. Dan was seegroen, dit was kristoliet. Isaskar was groen, en dit was topaas. Sebulon groen was smarag. Efraim was koningsblou. Jesiant, en dan Benjamin was wynrooi, wat amethyst is. As jy nou na hierdie kyk, dan is daar verskillende wit, en daar's verskillende groen. Daar's 'n kristalwit, daar's net wit, daar's net kristal,
en daar's 'n parelwit. En as jy na groen toe gaan, dan's daar 'n helder groen, dan's daar 'n seegroen en dan's daar ook net 2 doeteenvoudige groene en wat dan ook prominente kleure is. Maar wat belangrik is in hierdie 12 stamme is die stamme was verdeel in 9,5 en 2,5 wat die 2 wat dan die 12 gee. Die 9,5 was stamme wat ek sal maar sê wat deur die Jordaan gegaan het wat in die een kant was en Manasse was 'n verdeelde stam en hy het 2 gehad en dit was Ruben en Gad wat nou aan die ander kant was. Maar kom ons los dit dan dat dit is. Maar wat nou belangrik is voor ons dan nou gaan breek is dat die hoërpriester het hierdie 2 stene gehad, die Urim en die Thummim. En die was die instrumente hoe die keuse gemaak is oor hoe hierdie stamme dan uiteindelik verdeel is. En daar's verskriklik baie teorieë oor die Urim en die Thummim, teorieë wat mekaar weerspreek. So dit is 'n gevaarlike gebied om nou net te gaan en sê dit is hoe dit is. Maar kom ek sê dan vir die luisteraars, ek dink met baie werk en met baie oortuiging het ek nou maar my deel opgesom en sien hoe ek dit verstaan en hoe mense dit moet verstaan en nou kom ons by die lig, want dit het gegaan oor lig. Met ander woorde, lig is gebruik om dan hierdie bepalings te maak. So wat ek doen is ek gaan met hierdie hele gesprek gaan en sê kom ons praat van die lig in terme van toepassings in terme van die verdeling van die stamme. Dan gaan ek lig gebruik in die skepping en dit was my ongelooflik oor hoe lig 'n rol speel in die hele skepping, wat die skepping eintlik in ligfases is en hoe hulle mekaar aanvul. En dan gaan ek afsluit met sonder lig kan ons nie. Jy kan nie, en as ons eindig, dan gaan ek seker vra, jy weet, wanneer ons kom by die lig. En dan wil ek praat, en dis die derde deel, oor Christus as die lig. Met ander woorde, Christus as die lig in die Bybel, en wat ons van hom verstaan in die Bybel. So dit is dan in kort, maar as ons dan terugkom, kom ek probeer verduidelik dan wat ek kon aanvaar, ek dink 'n goeie verwysing is van die Urim en die Thummim. O ja, dit gaan interessant wees om te hoor en die invloed wat lig daarop het, nee. Ja. So dit is die kern van ons boodskap. Dis hy. En ons gaan kyk na hoe op die einde dan hoe Christus die lig is, die belangrikste. Dis hy. En dan op die einde hoe belangrik dit is dat ons 'n lig moet wees. Dis maar wie ek afsluit en sê en nie dat ek dit wil vooruitloop nie. Hoe lyk jou lig? Hoe lyk my lig? Hoe lyk ons lig van wat Christus van ons verwag oor hoe prominent lig dan in die Bybel is in verskillende fases of verskillende aspekte. En ons gaan baie tekste na kyk oor Christus as die lig en hoe ons dit moet uitbeeld of hoe ons dit moet uitleef. Dit is wonderlik om te dink dat daar lig was toe die skepping gebeur het en dat Christus die lig is hier. Nee, dis 'n wonderlike ooreenkoms. Ja, ek sien, I don't know. Ons gaan nou luister na musiek en dan kom ons terug. Is vanoggend ingeskakel hier saam met ons by Live FM 100.6 FM Klerksdorp, 98.1 in Potchefstroom. Barbara Pyn saam met jou en saam met my kuier Johan van Rensburg. Ons kyk bietjie na die invloed van lig en hoe belangrik die 3-letter woordjie lig in die Bybel is. Johan, jy kan vir ons verder verduidelik. Goed, kom ons gaan terug na die Urim en Thummim toe. Dit was wat ek kon kry geheimsinnige heilige voorwerpe en dit was klippe of tipe van 'n dobbelsteen. Maar nou nie sê die keuses is gemaak met dobbel nie, maar dit was 'n tipe dobbelsteen wat God aan die hoërpriester in die Ou Testament gegee het en dit was om sy wil in tye van onsekerheid te bepaal. Met ander woorde, onsekerheid het God gekom en die sekerheid bepaal en hy het dit gedoen deur lig. Met ander woorde, dit was nou in die borsplaat gedra en hier moes 'n aanduiding wees in hierdie uitdeling van wat is die ja of wat is die nee, wat die aanduiding van God se rigting is. Die Engels wat ek kon kry is vir my baie mooi wat die verduideliking van die 2 stene is. It's the direct answer from God was given immediately, onmiddellik. Urim in Hebrew means lights, ligte. Thummim means perfection
or completion. Met ander woorde, idem is lig of ligte en timum is perfek. Nou, ek praat altyd van 10, ek praat van die getal van totaliteit, nie een te veel of een te min nie. Met ander woorde, hier is die perfektheid, die ten volle volledig hoe die besluit geneem is in terme van dit. Dan baie interessant, die Bybel gee 3 of volgens nou die teoloë in die historiese is daar 3 hoofverklarings van hoe hierdie gewerk het. Die eerste een, hulle praat van letterlik die ligteorie. En hier kom hulle sê dat die letters op die edelstene van die borsplaat het letterlik lig gegee, of dit het helderder geword, wat God se antwoord dan uitgebeel het om te sê, dit is dan die keuse. Die lot of die lotingsteorie, dit is die een wat die algemeenste siening is onder die moderne Bybelgeleerdes, en dit sê dat die Urim en die Thummim 2 klippe was, waarskynlik met verskillende merke of kleure, soos die een is lig of die een is donker, en dan die priester het dit uit die sak of uit die borsplaat gegooi of getrek, en dan op grond van dit het die Here 'n antwoord openbaar deur lig. Met ander woorde, lig het meer helder deur geskyn op die een as die ander ene. Dan die ander ene, die laaste ene van die 3 wat ek kon lees, is die goddelike ingewing. En dit is dood eenvoudig die priester, omdat hy die hoërpriester was. Onthou, hy is die een wat in die allerheiligste ingegaan het God in nederigheid en gebed geraadpleeg en dan direk 'n goddelike antwoord of 'n visie van die Heilige Gees gekry oor hoe dit dan bepaal is. So kom ons hy gekommunikeer. dis hy. So alles daai is oor lig of is deur middel van lig. Ja. Kom ons gaan dan na lig in die skepping. En ons kyk bietjie hoe lig 'n rol gespeel het in die skepping. Ons het lig nodig om kleure te onderskei. Sonder lig beteken kleure niks, en ek sê dis wat ek gesê het by Desember se gedeelte. Mense moes eintlik eers oor lig gepraat het en toe kleur, maar dit maak nou nie saak. Kom ons wees prakties. Maak jou oë toe. Wat sien jy? Swart. Swart. Wat beleef jy? Donkerte. Donkerte. Hoe voel jy wanneer jy, al die vrae wat ek het antwoord jy klaar vir my. Hoe voel jy wanneer dit donker is? Is jy gelukkig? Is jy onseker? Hoe voel jy? Ek sou sê onseker. Onseker. Hoe het jy gevoel as kind in die donker en jy's alleen? Maar bang, nee. Ek was baie bang. Bang en onseker, ja. Ek was baie bang. Hoe voel jy as jy in hierdie stik donker is en iemand sit 'n lig aan? Dan kom lig. Wat is jou ervaring? Jy voel baie bevry. Jy voel bevry, dis 'n baie goeie antwoord. Dis 'n totale ommekeer van wat mens kan eintlik sê, hierdie totale onsekerheid het nou 'n sekerheid geword. Ek het eendag met iemand gepraat wat 'n scuba duik doen, en toe moes hy ook een of ander kursus moes hy nou gaan doen, en dit was in een van hierdie plekke wat hulle in die nag duik moes gaan doen, het ek weet nie 30, 40 meter in die donker, en dan moet hy nou daar in die donker gaan hang vir 20, 30 minute. En toe vra ek vir hom, wat was jou belewenis? Toe sê hy vir my, intimiderend. Ek kan dink. So ek dink 'n goeie verduideliking vir my van donkerte, dis intimiderend, want dit is heeltyd, jy's heeltyd in 'n worsteling. Jy weet, soos hy vir my sê, hier hang jy weet nie of hier 'n vis of 'n ding aan jou vat of aan jou raak nie. So dis intimiderend. Goed, lig is een van die mees deurlopendste en die rykste temas in die Bybel. Mooi kontraste tussen lig en duister is. Lig simboliseer God se teenwoordigheid, sy waarheid, sy heiligheid en sy lewe, terwyl duisternis, sonde, onkunde en die mag van die dood verteenwoordig. En nou kom ons terug na die swart toe. So hier is 'n baie goeie begin. In die Bybelse skepingsgesprek oor lig in Genesis 1 beeld God se woord as bron van lig uit wat chaos omskep in orde. Met ander woorde, hierdie intimiderendheid in perfekte orde. Hier verloop dit in 2 fases. Ja, ons weet nou, dis 6 dae en 7 dae, maar wanneer dit by lig kom, was dit vir my verskriklike leerskool om die begrip van hierdie 2 fases te kan verstaan oor hoe dit is. In die eerste ene was die begrip van lig wat die dag was, en dan die tweede ene wat by dag 4 was die skepping van die ligdraers. Die
gedig in Genesis ook simmetries, waar die eerste 3 dae as ruimtes gevul word en die laaste 3 dae wat dan deel word van daai ruimte. Kom ons kyk na dag 1 en dit korrespondeer dan met dag 4. Dag 1 is lig en duisternis, en dag 4 is die funksionarisse, dis die son en die maan en die sterre. En dit beklemtoon dat God eers die omgewing skep en dan hierdie funksionare om in hierdie omgewing in te beheer te wees, om te kan sien hoe dit gebeur. In hierdie fases is daar 'n Ou Testamentiese perspektief, die 2 fases, en die een is dan die konsep van lig, en dan het hy 4 goedjies wat hy oor praat. Hy praat van die handeling, en die handeling is God wat praat, laat daar lig wees. Dan kom die resultaat, die lig verskyn, en die lig word geskei van die donker. Met ander woorde, nou kan daar gesien word, wat noem hy hom, wat is die noemnaam? God noem die lig dag, en die donker noem hy nag. Wat beteken hierdie konsep van lig in dag 1? God self is die oorsaak van die lig, en dit skep die voorwaarde vir die lewe en vir die orde waarin ons leef. Dan die fase 2 is dan die ligtende liggame, en dit is dag 4. Maar kom ons gaan net weer terug, ek het nou nog gepraat van 10. Wat is 4? Ons het daaroor al gepraat. 4 is die getal van die aarde. So nou by die 4de dag, kom ons by die liggame van die dag van die aarde. Wat is die ander prominente goed van 4? Noord, oos, suid, wes, winter, somer, lente, winter, dae, ure, maande, jare. Maar hier kom dan dag 4 weer wat aards is, en hierdie ligte word dan die ligskepping in hierdie fase. Die handeling weer, as ek weer 4 goed daar kan noem, die handeling God sê, laat daar ligte wees. Luister mooi. Hy spreek dit net. Ja, maar hy sê, nie laat daar lig wees nie, dit was nou by dag 1. Nou is ons by dag 4, dit moet gevul word. Nou sê hy, laat daar ligte wees aan die uitspansel van die hemel. Ek dink dit is baie belangrik, dat dit is, want hy is die lig, en nou sê hy hier, daar gaan ligte wees vir die dag 4 van die wêreld. Wat is die resultaat? Hy skep groot ligte, die son en die maan, wat heers vir die dag en in die nag, en dan sowel die sterre. Wat is die doel? Hulle dien om die skeiding tussen die dag en die nag te handhaaf, as teken van die seisoene, van dae en van jare. Hier is 'n ander opmerking. Die konsep van tyd ook, nee. Absoluut. Die teologiese fokus, die hemelliggame is nie net tipe van gode, maar blote dienaars in God se skepping wat dan die lig beheer. Nou daai 2 fases is die Ou Testamentiese perspektief. Die Nuwe Testamentiese perspektief word die skepingsmotief van lig gebruik om die koms van Christus te beskryf in Genesis 1. Word hier uitgewys dat Christus die lig van die wêreld is. Nie vir nie, van. En dit is 'n nuwe opgeestelike orde om die duisternis te oorbrug, om die duisternis weg te vat. Openbaring weer, dit sluit aan, daarby Openbaring 21, deur die verkondiging dat daar 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gaan wees, maar nie meer 'n son en 'n maan nie. Dit gaan nie meer nodig wees nie, omdat die heerlikheid van God dan en die lam die enigste lig gaan wees. Dis die enigste lig. Daar's die nuwe perspektief. Ja. Want dit is wat Openbaring 21 vers 23 sê, daar sal nie meer 'n son of 'n maan nodig wees nie, omdat die heerlikheid kom. Kom ons gaan nou na die skeppingsstappe toe. Ons het nou gepraat van 4 die getal, en ons het gepraat van 10 nou, en ek het gesê die skeppingsstappe is ook 10, alhoewel daar nou 6 dae was, in die aarde geskep in die 7de dag. Kom ek noem vinnig die skeppingsstappe. Die eerste een is die skepping van die hemel en die aarde, dan die skepping van lig, dan die skepping van die uitspansel, die atmosfeer, en dit is baie belangrik, want die atmosfeer moet daar wees. Met ander woorde, as dit nie dag word nie, dan kan die plante nie ontkiem in of oopgaan nie. So die hele atmosfeer in die dag en die nag was ook belangrik. Dan die vierde is die skepping van die droë grond en van plante, die waters op die aarde met mekaar om die droë grond om die vorm van God te skep, die plante groei, die son en die maan. Dan
Die 15de, die son, die maan en die sterre, met ander woorde, dit was die 4de dag wat ek gesê het, skep die hemel liggame as teken om te dien. Dan nommer 6 of die 16 is die diere en die voëls, nommer 7 is die landdiere. Dan alhoewel dit die 6de dag was, is die 8ste skepings volgorde of orde is die mens. God skep die mens as sy beeld, man en vrou, om te heers. Dan noem hy, of dan sê die werk wat hy gedoen het, sê, die tuin van Eden was ook een van die 10 skepings stappe wat gebeur het, en dan die 10 ene is die Sabbat, met ander woorde die rus. En wat doen God toe hy by dit kom, toe sê hy, dit was goed gewees. Ja. So kan ons hier sien hoe die lig dan ook absoluut deel is van hierdie fase en daai fase, en die volgorde van die fase is dan belangrik. Kom ons som net vinnig op dag 1. Wat is geskep dan weer? Die aarde, en dit roteer. En omdat dit roteer, is daar tyd. En omdat dit gebeur, is daar dag en nag. Die dag 2 is die atmosfeer. En hier kom ek terug wat ek gesê het, anders sou die plante nie die volgende kon uitsprei nie, omdat daar nou 'n rotasie is. Ja. Dag 3 het God die droë grond en die see geskei en die plante geskep. Dag 4, hier is ons weer by dag 4, om te herhaal, die son, die maan, sterre en die planete. Soms vra mense hoe daar kon wees as die son geskep is, die skepingsgeleerdes en verduideliking daarvoor is dat God moontlik die lig was as begin. Miskien wou God verhoed het dat die mens die son belangriker ag as die aarde en die son dalk begin aanbid. En dan die ander teorie is, miskien is dit vir ons 'n aanduiding hoe belangrik God die mens geag het om dan 'n heelal te skep, of vir ons te skep om dan te kan bewoon. Dag 5, hier was dit die vleiende kreature, die seekreature en die ander visse. Dan het ek gesê dag 6, God het die mens geskep as sy verteenwoordiger. En wat is alles hier geskep dan? Die mens, die landdiere. Dag 7, wat is dag 7 geskep? Niks nie. Dit is wat God gedoen het toe hy klaar was en hy het gerus. Die dag wat hy gerus het. Die dag wat hy gerus het. Met ander woorde, ek dink hier probeer ek kom en sê, die bevestiging van lig tot daai oggend wat die blommetjies moet oopgaan, is deel van die lig wat die aarde roteer, die dag en die nag, wat alles bewys. Alles maak 'n geheel. Daar's 'n son waarom die aarde beweeg wanneer hierdie goed alles gebeur, dat lig dag en nag word. So vir my was dit 'n so groot, nee, 'n ander reis om die grootheid te bestaan van hoe hierdie klein woordjie van lig eintlik ter sprake is in die skepping. In die hele hoe bepaling dit die skepping is. En ek dink ek gaan dit nou herhaal weer by een van my goeters hierso, maar kom ek noem dit dan net. Daar's 'n lig vir ons en 'n lig van. En ons moet dit nie verwar nie. So ons gaan kyk na daai twee aspekte nou as ons terugkom. God sê hy is die lig vir ons en ons is die lig van Jesus na die mense. So dit is baie belangrik om die perspektief verstaan dan in lig van wat sê lig vir en lig van. En ons gaan nou net daarby kom. As ek sê ek is Johan van die plaas ABC, dan sê dit ek is die plaas, die eienaar daarvan. Ek is die besitter daarvan. En ek dink hier sien ons met die skepping en hier wat God sê, dis myne, dis ek. Ek is die lig en dit bly by my. Maar jy moet uitgaan vir my en lig wees en van my gaan getuig van Jesus. Maar ek sal weer daarby aankom. Ons sien uit daarna. Ons gaan nou luister na musiek en dan kom ons terug en dan kuier ons verder. Hier's volgende ingeskakel hier saam met ons by Live FM 100.6 FM Klerksdorp, 98.1 in Potchefstroom. Barbara Pyn saam met jou en saam met my kuier Johan van Rensburg. Ons het 'n baie interessante gesprek oor hoe belangrik lig is. Lig wat in Genesis begin en wat ons tot in Openbaring ervaar en hoe baie belangrik lig in ons lewens is en dat ons nie daarsonder kan nie. Johan, jy kan nou vir ons verder verduidelik.
Goed, ons het nou die eerste 2 dele het ons nou gedoen. Nou gaan ons by die laaste gedeelte kom. Met ander woorde, ons praat van lig in praktyk, lig in die Bybel. Hoe die Here kom en sê hy is die lig. Maar tekste wat jy dan om dit gebruik as kern. En daar's meer as 30 tekste. Ek praat nou nie van die begin in die hele verdeling van die, ek praat van direkte tekste wat die Here hom uitbeeld as ek is die lig en ek is die waarheid. En kom ons kyk na 'n paar van hulle en kom ons haal bietjie die kern uit van hulle uit. En hulle is nou nie in volgorde nie. Jesaja 60 vers 1: Staan op, word verlig, want jou lig kom en die heerlikheid van die Here gaan oor jou op. Met ander woorde, nou praat hy van my lig, ek as die lig. Johannes 8 vers 12, en Jesus het weer met hulle gespreek en gesê, luister mooi, ek is die lig van die wêreld, nie vir die wêreld nie, van die wêreld. Ek is die besitter van dit. Wie my volg sal seker nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê. En dis belangrik hierso, ek is. Daar's nie twyfel nie. Psalm 119, U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. En kom maar weer terug vir en van, met ander woorde, ons is van Jesus, met ander woorde, hy is, maar die lig moet ek verder vat, wat belangrik is. Johannes 1 vers 5, en die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie. En ek dink dit is belangrik om te sê, as daar lig is, kan die duisternis dit nie, solank daar lig is, dan nie duisternis nie. Dit is nie 'n kwessie van, trek is daar lig. Daar's lig, en totdat dit nie daar nie, is daar duisternis. So jy, en ek dink dit is wat ons hier moet verstaan, dat die duisternis dit nie oorweldig nie. Matteus 5, julle is die lig van die wêreld. Ek het dit nou baie gesê, ons is lig van die wêreld. En die Here sê, ek is die lig. 'n Stad wat bo berg is, kan nie weggesteek word nie. Absoluut. Numeri, die Here sal jou seën en jou behoed, die Here sal jou aangesig oor jou laat skyn. Hier praat hy nie van lig nie, maar daar moet lig wees om te skyn. Psalm 27, die Here is my lig en my heil, vir wie sou ek vrees? Die Here is my toevlug, vir wie sou ek vervaard wees? Handelinge 13, want so het die Here aan ons bevel gegee, ek het u 'n lig van die nasie gemaak, sodat u tot redding sal wees tot aan die einde van die aarde. Matteus 5, ons ken dit baie goed. 'n Mens steek nie 'n lamp op en sit dit onder die maatemmer nie, maar op 'n staander, en dit skyn vir almal wat in die huis is. Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien, julle Vader wat in die hemel is, kan verheerlik. En ek dink ek het dit nou al 'n paar keer gesê, met ander woorde, ons moet die lig moet ons verder vat. Ja. Ons kry dit van, en dan is dit ek wat daarmee moet gaan en sê, dit is die beelddraer. Dis wat ek eintlik van 'n die- van die- van die- verskriklike verantwoordelikheid, nee. Totaal, ja. Daniël, hy openbaar ondeurgrondelike en verborgde dinge. Hy weet wat in die duisternis en die lig woon by hom. Dis God. So met ander woorde, al is daar duister, hy weet wat daar aangaan. Ek en jy weet nie. Ons sit hier in daai watergat en ons het nie 'n idee wat omgaan nie, maar God sê, In die donkerte. daar is ek in beheer, en daar verstaan alle verborgde dinge ook in die duister. En is dit nie die ding van die verborgde dinge wat jy in die duister doen, wat die Here sê, ek sien jou, ek het die lig om te sien in die verborgde dinge wat jy in die duister doen. En wat ons dink. Johannes, en dit is die 1 Johannes 1, en dit is die verkondiging wat ons van hom gehoor het, en aan julle sal verkondig, God is die lig, daar weer, hy is, en daar's geen duisternis in hom nie. Psalm 119 vers 130, die opening van u woord gee lig, en dit maak eenvoudiges verstandig. Efesiërs 5, want vroeër was julle duisternis, maar nou is julle lig in die Here. Wandel dan soos kinders van die lig. 1 Johannes 1 vers 7, maar as ons in die lig wandel soos hy die lig is, daar sê hy weer, soos hy die lig is,
Genesis het dit gesê, hier sê dit weer, dan het ons gemeenskap met mekaar in die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van alle sonde. Weer terug by Genesis 1, en God het gesê, laat daar lig wees, en daar was, gehoorsaam en getrou, Onmiddellik was daar was lig. dit daar. Mm. 1 Petrus 2, maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry om te verkondig die deugd van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. Met ander woorde, ek het gesê by die kleur swart, dis die sonde, dis die duister, en hier kom die Here in 1 vers en hy sê, ek vat jou hier uit tot na die wonderbare lig toe. En dan verwag ek dat jy In hom is die lig. in hom bly, maar jy daai lig, Mm. dat jy dan moet verder vat. Efesiërs 1 vers 18 praat hy van verligte oë van julle verstand. Nie net lig nie, maar hier is verligte oë, wat beteken, daar is lig wat jy sien in julle verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping en sy rykdom en sy heerlikheid en sy erfdeel. So hy maak Onder ons die heiliges. so oop in die lig, nee, sodat ons lig kan sien. Hy verlig ons. Ja. Sy lig verlig ons. En sonder dit kan ons nie. Is ons in die duisternis. Mm. Uit die lig, Efesiërs 5 vers 9, uit die lig kom alles voort wat goed en reg en waar is. Psalm 18, want U laat my lamp skyn, die Here my God laat my duisternis opklaar. Ek meen, hier praat hy die lig op 'n ander manier. Hy praat van skyn, en met ander woorde die lamp skyn. En die Here my God sal my uit die duisternis opklaar, of uit my die duisternis verwyder. Dan die laaste ene wat ek wil noem hier is Jakobus 1 vers 17, elke goeie geskenk en elke volmaakte gawe daal van bo af neer van die Vader van die ligte. Luister nou mooi wat hier is. Hy het gesê ek is die lig, maar by die 4de deel kom hy, by die 4de dag, en hy is die Vader van die ligte, die son, die maan en die skerm. En dan sê hierso, waar daar geen verandering of skaduwee van omkeer is nie. So, ten spyte van die lig, is hier ligte, waarin ons ook kan leef om lig te wees. En dit is belangrik om daai ligte te ervaar, nee. Ja. En nou, kyk net as mens na die uitspansel kyk, hoe wonderlik is dit. Ek kom my verkyk aan die sterre om te dink, hoe groot en hoe wonderlik is dit. En jy kan onthou wat ek gepraat het oor die sterre en die sterrestelsel, wat ons ene is maar net 'n milliput in daai vraglorry wat ek van gepraat het. Dis reg. En al hierdie grootheid. Ek dink dit is seker tyd om te begin saamvat. En kom ek gaan hier en ek sê, wat is ons lig vir die wêreld? Wat is my lig? En wat is jou lig vir die wêreld? Jesus, die seun van God, het baie wonderlike gedoen toe hy op die aarde was. Hy het mense gesond gemaak wat siek was. Maar wat het hy ook gedoen? Hy het blindes laat sien. Die wat nie kon sien nie, letterlik nie kon sien nie, het hy laat sien. Eendag het Jesus gesê, en ek gaan dit nou dalk vir die laaste keer beklemtoon, eendag het Jesus gesê, julle is die lig vir die wêreld. Ek het ook die teks genoem, niemand steek 'n lamp op en sonder 'n maatemmer nie. En dan verder sê ook weer, eendag het Jesus gesê, ek is die lig van die wêreld. Weer, julle is die lig vir die wêreld, ek is die lig van die wêreld. En ek dink dit is die konsepte wat ons regtig vandag moet verstaan, is hoe om dit reg te interpreteer, want dit is 'n volgorde. As hy sê, julle is die lig vir die wêreld, dan is dit wat ons verder moet vat en gaan tentoonstel. Maar Jesus sê, ek is die lig van die wêreld. Met ander woorde, kom maar terug wat ek gesê het, hy is die eienaar. Hy is as ek sê, ek is van die plaas, dan behoort die plaas aan my. Met ander woorde, die lig, hy is in beheer en die lig behoort aan hom. My lig, jou lig. Wat kan ek en jy doen, of wat moet ons doen, om my lig dalk anderster of beter te laat skyn? Wat leer ons vandag hier, uit hierdie lig oor, is my lig flou? Is my swak? Is my lig se skerm dalk vuil?
Om in die lig te wandel beteken nie om te probeer om net die hele tyd goed te doen nie en God en ander mense te beïndruk nie. Dit beteken om 'n verligte manier van dink, van die verstand en die waarheid gevul te hê. So dit moet ons nie hier lig verlig. Hier moet dit ons, hierdie lig moet ons verlig. Dit moet ons ligter maak. Ons moet nie hierdie swaar las moet ons hê nie. Enige lig wat bestaan is God. Hy het nie lig nie, hy is die lig. En ek dink dit is waarby ons vandag moet wegstap om sê, dit is wat hy is. Hy is die lig en sonder lig kan ons nie. Absoluut nie. Martin Luther King Jr. het gesê, duisternis kan nie deur duisternis uitgedryf word nie. Dis wat ons nou al gesê het. Slegs lig kan dit doen. Haat kan nie deur haat verdryf word nie. Slegs liefde kan dit doen. Nou kom ek terug weer by die swart. Met ander woorde, die haat en die negatiewe en die sonde wat swart is, wat die duisternis is. En dit is wat hy hier sê. Ja. Donkerte is 'n toestand. En dit kan nie uitgeskep word nie. Om 'n plek donker te kry, moet jy die lig wegvat. Donkerte is nie net daar nie. En daarom is donkerte dan ook 'n simbool van sonde. Jesus Christus, die lig vir die wêreld, verdryf die duisternis. Hy nooi my en jou om lig en liefde na te kom. Maar daar's 'n ander perspektief en ek wil nie daarby ingaan nie. Ek wil dit net noem in 1 Korintiërs 4. Ons oog is nie op sigbare dinge gerig nie, maar op onsigbare dinge. Nou sê hy, want die sigbare is tydelik, maar die onsigbare is ewig. En dit kan 'n hele ander gesprek wees om nou te sê, maar dit klink dalk of dit dalk 'n teenspraak is tussen die lig en die duisternis. God is die skepper van die heelal. Hy is die kragtige energiebron agter die skepping. En dit kan nie vernietig word nie, omdat die wetenskaplike sê energie kan nie uitgewis word nie. Kom ek sluit af. Here, U is lig. Dankie dat U ook vir my lig is en sal wees. Ek wil soos 'n kind van die lig wil ek lewe. Amen. Pragtig. Ons wil soos 'n kind van die lig lewe. Dis nou die mooiste afsluiting, nê, om te weet ons het dit in ons moet dit net vat en ons moet dit glo, nê. Ja. Johan, ek wil vir jou sê baie dankie. Dankie vir die moeite wat jy gedoen het, al die navorsing. Ons het vandag baie geleer en ons het gesien hoe belangrik die lig is en hoe belangrik dit is dat ons lig moet wees. En ons gaan dit nastreef. Andermaal, dankie Barbara vir die uitnodiging. Dankie en ek hoop die luisteraars kan deel wees van hierdie liggesprek, maar andermaal baie dankie vir die uitnodiging. Dit was lekker om jou hier te hê. Ons sien uit na volgende week. Ons wens vir elke luisteraar 'n besondere week toe, 'n week vol geluk en vreugde en alles wat mooi is en baie lig. Mag die lig helder skyn. Mooi dag vir elkeen.